Filippense 1 vers 2 tot 11. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dit is ook heeltemal reg dat ek so oor julle almal dink, omdat julle my na in die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God my gegee het, sowel as in my gevangenskap as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie. Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Paulus bid vir die gemeente in Filippi, en hy sê, ek dank God vir julle almal. Ek is bly oor julle, my hart jubel, my hart klop vinnig vir julle, want julle ondersteun my werk, julle ondersteun my arbeid vir die Here. En dan sê hy in vers 6, ek bid dat God die goeie werk wat hy in julle begin het, sal klaarmaak, en dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge kan onderskei wat werklik belangrik is. Want as dit gebeur, sal julle onberispelik en sonder blaam voor God kan staan by die wederkoms van Jesus Christus. Wat 'n mooi gebed is dit nie wat Paulus hier bid nie. Hy vra dat God die Filippense sal help, dat hulle liefde so sal wees, dat hulle Jesus aantreklik sal maak vir die mense rondom hulle. En dis 'n gebed wat ons vir onsself ook behoort te bid. Here, help my om vandag so te leef, sodat ander mense U in my sal raak sien, sodat ander mense opgewonde sal raak oor U, omdat hulle sien hoe ek leef, hoe ek liefhet, hoe ek praat, hoe ek omgee. Want dan weet ek, U, Here, sal al die lof en die eer ontvang vir my lewe. Kom ons bid vandag hierdie gebed van Paulus vir die Filippense vir onsself, en kom ons gaan leef om Jesus aantreklik te maak vir die wêreld. Here, baie dankie dat ek nie alleenig staan in my verkondiging van die evangelie nie, maar dat ek mense het wat vir my bid, mense wat vir my omgee, mense wat my ondersteun, wat medewerkers is in my bediening. Ek bid vir hulle dat U hulle sal seën met U liefde, dat hulle liefde sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, dat U hulle sal help om vandag so te leef dat hulle U aantreklik sal maak vir die wêreld. Here, sodat ons elke een onberispelik en sonder blaam sal staan voor U wanneer U verskyn op die wolke van die hemel. Aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding van my hart. Amen.